Hartlike goeiemôre julle. Baie welkom by vanoggend se Kompas Kids kuier. Vandag wil ek met julle oor Amos praat en ons lees van hom in die boek Amos in die Ou Testament. Amos het met skape geboer in die dorpie Tekoa, so 18 km suid van Jerusalem. As 'n mens sou moes loop van Jerusalem tot in Tekoa, sou dit jou so om en by 4 ure gevat het as jy 'n groot mens is. Maar kom ons gee eers 'n bietjie agtergrond van waar ons storie afspeel. Onthou julle vir Salomo, koning Dawid se seun? Nou, nadat Salomo die koning was oor die 12 stamme van Israel, het God die volk in 2 geskeur omdat Salomo ongehoorsaam was. 10 stamme het bekend gestaan as Israel onder koning Jerobeam en die ander 2 stamme het bekend gestaan as Juda onder koning Rehabeam, Salomo se seun. Nou die verhaal van Amos of die boek van Amos speel af in die tyd wat Jerobeam die koning van Israel is. Op 'n dag het God vir Amos 'n boodskap gegee wat hy hardop in Jerusalem moes gaan verkondig. In hierdie boodskap het God met die volke geraas wat rondom die Israeliete gebly het oor alles wat hulle verkeerd gedoen het. God sou hulle dienooreenkomstig dan ook straf, maar God het ook 'n boodskap gehad vir Juda en Israel oor dit wat hulle verkeerd gedoen het. Juda het nie na God se wette geluister nie en hulle het afgode aanbid. En daarom sou God die paleis in Jerusalem laat afbrand. Israel het hulle eie arme mense as slawe verkoop. Hulle het lekker gekry as arme mense swaar kry. Hulle het hulle eie mense se kos en klere gevat. Hulle het na die afgode tempels toe gegaan en wyn gedrink wat hulle gesteel het. Hulle het ook vir die profete gesê dat hulle nie mag sê wat God wil sê nie. In Amos 3 vers 1 en 2 lees ons die volgende. Hoor bietjie wat die Here vir julle sê, Israeliete. Julle almal wat ek uit Egipte hiernatoe laat kom het. Julle was die enigste volk op die hele aarde vir wie ek ontmoet het. Daarom gaan ek julle ook swaarder straf oor julle sonde as al die ander volke. Sjoe julle, dit klink darm nie soos die liefdevolle God van wie ons elke Sondag leer nie. Maar hoor bietjie hier in Amos 4 vanaf vers 6 tot 13 hoe God probeer het om die Israeliete te oortuig om op te hou met hulle sonde. Ek het julle kos weggevat. Ek het julle laat honger ly. Ek het die reën laat ophou toe die koring dit op sy nodigste gehad het. Ek het dit net hier en daar laat reën. Die plekke waar dit droog was, se mense het na die plekke toe gehardloop waar dit wel gereën het. Hulle wou net bietjie water kry om te drink. Ek het julle oeste, plantsiektes laat kry. Die sprinkane het julle tuine en vrugtebome opgevreet. Ek het julle self laat siek word. Ek het julle jong mans laat doodgaan in oorlog. Ek het gemaak dat mense julle perde steel. Ek het 'n hele kamp vol soldate laat doodgaan sonder dat iemand hulle kon begrawe. Ek het julle stede afgebreek soos ek Sodom en Gomorra afgebreek het. Ek het dit alles gedoen, maar julle wou julle nie bekeer nie. Nou gaan ek julle regtig straf. Maak julle klaar om julle God te ontmoet, Israeliete. Dit is die God wat die berge maak en die wind laat waai. Dis hy wat met mense praat. Hy kan dit donker maak, selfs wanneer die son besig is om op te kom. Hy loop sommer bo oor die berge. Hy is die Here, die sterk God. Julle, as ek 'n Israeliet was wat hierdie boodskap moes gehoor het, sou my broek gebewe het en my moed sou in my skoene gesak het. Want wat antwoord 'n mens hierop? Gelukkig het die Here vir die Israeliete nog 'n kans gegee, want in Amos 5 vers 4 lees ons: Kom terug na my toe, dan sal julle bly lewe. Ek weet wat julle nou dink. Gelukkig het God nie hierdie woorde vir ons vandag gesê nie. Hy het dit mos nou vir die Israeliete vir destyds gesê, want ons doen nie sulke dinge nie. Ons verkoop nie ons arme mense as slawe nie. Dis nie vir ons lekker wanneer arme mense swaar kry nie. Ons gaan kerk toe. Ons sing liedjies vir die Here. Ons buig definitief nie voor 'n beeld van hout en klip nie. Maar hoor 'n bietjie hier. In Amos 5 vers 21 tot 23 staan die volgende: Ek haat dit as julle kerk hou.
Ek hou niks van al die offers wat julle vir my bring nie. Julle kerkliedjies klink vir my soos 'n geraas. Julle musiek is lelik. Hoekom het God nie van hulle kerkdienste en liedjies gehou nie? Hoekom was hulle musiek vir hom lelik geweest? Dit gaan oor die gesindheid waarmee hulle kerkdienste gehou het, liedjies gesing het en musiek gemaak het. Hulle het die regte dinge gedoen, maar hulle het dit nie regtig bedoel nie. Vir almal rondom hulle het dit gelyk asof hulle God eer en dien, want op 'n Saterdag, op die Sabbat, het hulle tempel toe gegaan, maar hulle harte was nie regtig die Here se nie. Want van Sondag tot Vrydag het hulle gedoen net wat hulle wil, sonde, left, right en center. Hulle was lelik met ander mense. Hulle het gedink hulle is belangriker as ander mense. Hulle het nie regtig omgegee vir ander mense nie. In Amos 6 vers 8 staan daar, eintlik maar in kort, ek haat dit dat die Israeliete so vol is van hulle self. Okies, vandag wil ek vir julle vra, wie is die belangrikste in jou wêreld? Die vinnige en regte antwoord wat julle almal vir my gaan gee is, God of Jesus is die belangrikste. Maar ek wil hê jy moet regtig mooi dink oor jou antwoord. Want as Jesus en God regtig die belangrikste is, sal jy nie lig geraak wees nie. Met ander woorde, jy gaan nie vinnig kwaad word of beledig voel nie. Jy gaan nie voel jy's geregtig op alles wat goed en reg en mooi is nie. Jy sal ander mense gun om beter as jy te presteer of om goed te kry wat jy nie ook kry nie. Jy sal tevrede wees met alles wat jy het. Kos, klere, 'n huis, hoe slim jy is, die talente wat jy het om sekere dinge te doen, jou liggaam. Want alles wat ons het en kan doen, kom van God af. Hy het ons gemaak. So ek wil jou vandag weer vra. Wie is die belangrikste in jou wêreld? Is dit nie dalk jy nie? Dink jy nie dalk dat die wêreld rondom jou draai nie? Indien jy vandag met 'n skok besef dat jy wel die belangrikste in jou wêreld is, wil ek jou gerus stel. Jy's nie die eerste een wat so dink nie en jy gaan definitief nie die laaste een wees wat so dink nie. Maar wat ek jou wel sal aanbeveel, is dat jy jou selfsugtigheid bely en vir God jammer sê daarvoor. Maar onthou, hy weet wat jy dink en wat jy voel. So hy gaan weet of jy dit regtig, egtig bedoel. Gelukkig gee God vandag nog vir ons elkeen weer 'n kans, net soos wat hy vir die Israeliete destyds 'n kans gegee het. Onthou julle? Kom terug na my toe. Dan sal julle bly lewe. Maar ongelukkig kan God nie sonde ongestraf laat nie. Hy is geregtigheid en hy is regverdig. En in die res van die boek Amos lees ons oor die drome wat God vir Amos gegee het, as bewyse van die straf wat hy vir die Israeliete sou gee, omdat hulle nie wou ophou met hulle sonde nie. Hulle het gekies om hulle nie te bekeer nie. Gelukkig eindig die boek Amos met Amos 9 vers 15, waar God die volgende beloof. Ek sal die Israeliete in hierdie land terugsit, soos 'n mens 'n boom in die grond plant. Niemand sal hulle kan uittrek nie. En dit is vandag nog vir ons 'n belofte. Dat wanneer ons terugdraai na God en wegdraai van ons sonde af, wanneer ons regtig jammer is oor dit wat ons verkeerd doen, vergewe die Here ons en hy dink nooit ooit weer daaraan nie. In Psalm 103 staan daar die volgende. Hy is baie goed en geduldig. Hy bly nie vir altyd kwaad as mense verkeerde dinge doen nie. Hy straf ons nie soos wat ons verdien nie. Die hemel is ver bo kan die aarde. So is die Here ver beter vir almal wat vir hom lief is, as wat hulle verdien. Die ooste is ver van die weste af. So ver vat die Here ons sondes van ons af weg. Julle, Jesus is hoe God sy genade vir ons kom bewys het. Want deur Jesus is ons verlos. Hy het klaar die prys vir ons sonde betaal. So as jy wil, bid vanoggend saam met my. Here God, ek is jammer dat ek so baie kere
so vol is van myself, dat ek niemand om my raak sien nie. Net fokus op me, myself and I. Help my om tevrede te wees met wat ek het, om tevrede te wees met wie ek is, om tevrede te wees met hoe ek lyk. Maak my oë oop om die nood en swaar kry rondom my raak te sien en 'n verskil te maak, omdat Jesus in my hart bly. Baie dankie vir die liefde en genade. In Jesus naam, amen. Sterkte vir julle week, oudjies. En mag julle hierdie week onthou, dat alles nie gaan net oor jou nie. Mooi bly!